Goeiemôre geliefdes. In ons Here Jesus, Yeshua Mashiach, het ons die voorreg om weer eens saam te kom rondom die woord, wat so kosbaar en wonderlik is. En vanmôre herinner ons Vader ons weer eens aan die wonderlike gebed, die Onse Vader, waarop gesteken staan hier in Matteus 6. En luister nou net weer hier na hierdie kosbare woorde, gebed, wat ons eintlik so verwaarloos, want dit is 'n daaglikse gebed. En ons behoort dit elke dag te bid. Dis kinderlik, maar dit is tog so diep en wonderlik. En sluit soveel belangrike bidwaarhede in. Kom ons luister. Matteus 6, vanaf vers 6. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Wonderlik, nee? En vers 9 sê dan nou, so moet julle dan bid. Onse Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En dan vanaf vers 11, gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Terwyl ek dan vroeg hierdie gebed het en die Heilige Gees dit op my hart gedruk het, die gedeelte rondom die vergifnis, die vraag van vergifnis, dan sterk deurgekom. Maar hy sê, so moet ons bid. Vers 12, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En dis die verklaring van skuldig wees, dat ons skuldig is, dat ek en jy gereeld struikel, skuldig staan. Dis nou ons twee gedeeltes wat vir ons opgeteken staan in Abba Yahweh se geliefde woord. Kom ons lees dit 1 Johannes 1, eerstens vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Maar as ons sondes bely wat ons het en dit wils doen, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid reinig. En as ons dan sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. En dan so ook die gedeeltetjie hier in Jakobus.
Kom ons kyk dan nou weer daar, Jakobus 3, vers 2. En daar staan hier, vers 2, want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toon te hou. Daarom is dit dan nou so belangrik, geliefdes, dat ons vanmôre weer net eens daarin herinner word hoe belangrik dit is om hierdie gebed gereeld te bid. En ons bid dit vir mekaar. Ons bid dit nie selfsugtig nie. Ons begin by die begin. Onse Vader, my en jou Vader. En so gaan ons deur die gebed en ons kom by hierdie uiters belangrike gedeelte. En wat baie belangrik is vanmôre, is die gedeelte ook daar in vers 8 van 1 Johannes 1. Hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself. Mislei. Dis een ding wat Jesus gesê het daar in Matteus 24. Pas op, moenie dat julle mislei word nie. En hierdie is een van die dinge waarin Satan ons gereeld kom aanvat. Maar ons gee hom nie daardie plek nie. Ons gaan in ons binnekamer, soos ons gelees het in vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene is sien, jou daar sien, sal jou in die openbaar vergelde. So moet julle dan bid. Vers 9. Onse Vader. Wanneer ek en jy bid in ons binnekamer, bid ons vir mekaar. Ook by hierdie spesifieke een gedeelte van hierdie gebed. En dit is oor ons dikwels struikel, ons gereeld sonde doen. En daarom gaan ons saam bid hieroor vanmôre. Gaan ek vir jou ook kom intree, saam met myself, bid ons vir mekaar. Soos Vader vir my gereeld sê, vertrou my seuns die werk van my hande aan my toe. So wil ek dit vanmôre weer doen, wanneer ek vanmôre dan afsluit met gebed in hierdie vroegoggendure. Om saam met jou ons vir mekaar te kan bid en intree. Ook oor hierdie spesifieke gedeelte van die gebed. Dat ons kom erken vanmôre, Abba, Jahweh, ons struikel, ek en jy, ons struikel dikwels. Ons erken, ons bely, en ons vra u vergifnis. Ons vra ook mekaar se vergifnis, want so doen hy dit ook hier aan die einde vers 14 en 15. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dis wat ons doen vanmôre. Ons kom bely mekaar, ons, my, jou eie sondes. Gereelde struikel. Ons bely dit aan ons hemelse Vader. Vir onsself, vir mekaar, gesamentlik. En ons vergewe mekaar. En ons vergewe ook onsself.
Kom ons bid saam. Abba Jahweh, ons Vader wat in die hemel is. Dankie dat ons vanmôre deur U herinner word om hierdie daaglikse gebed te bid. Elke dag, kort en kragtig, saaklik, op die man af. Dat ons ook by hierdie gedeelte vanmôre kan kom erkenning gee, U woord kan eer en ons skuld bely. Ons staan skuldig teen U. Ons struikel dikwels. En ons is jammer. Vergewe ons. Ons vergewe mekaar en ons vergewe onsself. Ons begeerte is om nie te struikel nie. Ons begeerte is om deur die Gees te wandel. Dan sal ons nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dankie Abba Jahweh vir hierdie wonderlike tydjie saam met U en saam met mekaar, ons U geliefdes wat voor U neerbuig en eer en erkenning gee aan die waarheid van U lieflike woord. En dankie vir hierdie kosbare broodjie wat U vanmôre met ons kom deel en ons weer daaraan herinner. Ons bring U toe al die lof en al die eer en al die dank van ons harte in Yeshua naam. Amen en amen. Geliefdes, wees geseënd. Vader seën jou. Hy seën ons saam. Wees veilig tot ons weer kuier. Totsiens.